Dis goeie Vrydag. En ek wil vanmôre vir jou hierdie sê, die Here gebruik geleenthede soos die, om ons net so 'n bietjie by hom uit te kry, op 'n Vrydag. So, dis goeie Vrydag en 'n lam is geslag. Nou, ek gaan vanmôre met jou iets deel, want toe die Here vir my hierdie skrif gee, toe sê ek, Here, dit het dan nou niks met die kruisiging uit te waai nie. En toe herinner die Here my dat die hele skrif is deur hom ingestel, nie deur my nie. En hy weet wat hy doen. Toe bly ek maar stil. Nou, in die Ou Testament was die gebruik, en julle sal dit weet, dat daar is 'n lam, dankie Susan, dankie, 'n lam geoffer vir sonde, en ons weet dit. Maar stel jou voor, jy staan skuldig voor God, en oordeel kom, en dan tree Jesus vorentoe, en hy neem jou plek in. Dis letterlik wat gebeur het met die kruis. Jesus het ingestap en het jou plek ingeneem. Soos as jy jou Bybel by jou het, wil jy moet gou gaan na Jesaja toe. Jesaja is onder die J. Jesaja 52. Ek dink dit is op die bord ook. En dit praat oor 'n volk in gevangenskap. Nou moet jy vanoggend my uithou, want ek is iewers hier op pad. Hy sê, hoe lieflik is op die berg die voete van hom wat goeie nuus bring, wat vrede aankondig, wat goeie tyding bring vir die goeie, wat verlossing aankondig, wat vir Sion sê, jou God regeer. Sê jou God regeer. Hy sê, luister. Jou wagte hef hulle stemme op, saam jubel hulle van vreugde, want hulle sal van aangesig tot aangesig sien wanneer die Here Jesus terugkeer. Nou, die boodskap op die berg, hier in Jesaja 52, begin met 'n uitroep van vreugde eintlik. Want die profeet beskryf hierdie boodskapper as iemand wat aankom, wat hardloop na 'n stad se puin toe, op daai oomblik was dit nou Jerusalem, en hy kom bring die goeie nuus. Hoekom? Want hulle was in ballingskap. En hierdie boodskapper kom verkondig juis een ding, en dit is dat jou God regeer. En in die antieke wêreld was goeie nuus, wat ons vandag as die evangelie vat, 'n koninklike aankondiging. Dit was nie sommer 'n team announcement. Was nie dit nie. Dit was 'n koninklike aankondiging. Want dit was die nuus van dat 'n oorlog dalk verby is, 'n koning wat dalk gekroon is, of 'n gevangene wat bevry word. Dit is nuus. En Jesaja sê, die voete van hierdie boodskapper is mooi. Hoekom? Want hulle dra die einde van wanhoop. Nee? 'n boodskapper wat die goeie nuus bring, dra die gewig van, ons het weer hoop. Hy kom kondig die feit dat ons nie hoop gehad het aan, en hy sê, dit is nou verby. En ek wil vandag vir jou kom sê, wat vir my interessant is hiervan is, hierdie dag wat ek en jy vandag vier, is hierdie mooi voete, waarvan hy hier praat, van 'n verlosser deurboor met spykers. Hierdie voete wat die goeie nuus bring, hierdie wat hy sê, hierdie voete wat die goeie nuus bring is met spykers deurboor. En die ironie van die evangelie is dat die koning se heerskappy, hoor mooi, het nie van goue troon af gekom of aangekondig deur iets nice nie, maar dit is bewys deur 'n houtkruis. Nie 'n troon nie, nie 'n fancy ding nie, 'n houtkruis. En Jesus roep uit, dit is volbring. Was hy die boodskapper en die boodskapper self, dat die oorlog tussen God en sy mense verby is? En in die oomblik van wanhoop is Jesaja 52 is geskryf in 'n tyd van diep wanhoop. Want jy sien, eerstens was die Israeliete in ballingskap, hulle voel vergeet en verslaan, en hulle het nie identiteit nie. Hulle identiteit is gebreek. En tog spreek God van hoop, voordat verlossing gekom het. Wat vir my interessant is, het jy dit opgemerk? Hy spreek van hoop, en hy spreek van verlossing, nog voordat dit gebeur het. Hy kondig dit aan, hy is eintlik besig om profeties te wees, en te sê, ek gee vir julle die goeie nuus, nog voor Jesus aan die kruis hang, nog voor ons daarvan lees, nog steeds daarvan weet, kom sê hy, dis wat ek bring.
Die goeie nuus word aangekondig voor die kruis beskryf word. Nou wil ek vandag vir jou kom sê, ek is nou vandag hier om vir jou goeie nuus te kom verkondig. Want jy sien, wat vrede verkondig is goeie nuus. Wat verlossing verkondig sê God regeer. En die evangelie, voor die evangelie, was goeie nuus. Want voordat Jesus aan die kruis kon sterf, het hulle in Jesaja reeds gepraat van hierdie verlossing wat kom. Vrede met God, verlossing het gekom en God is steeds op die troon. Hoor gou wat sê Romeine 10 vers 15, hy sê, en hoe kan hulle spreek as hulle nie opdrag gegee en gestuur is? Soos geskrywe en vir ewig geskrywe bly, hoe wonderlik is die voete van die wat die goeie boodskap van goeie dinge bring. En ek is so bewus vanmôre van die feit, want hierdie spanning wat op Jesus moes wees vir die goeie nuus, word aangekondig dat die prys is ten volle betaal. Hierdie dag is aangekondig en word verkondig as 'n werklikheid dat Jesus aan die kruis sal sterf. Jou verlosser het gekom. Nou wil ek vanmôre vir jou kom vra, wat is die hart van hierdie verlosser? Jy sien, want in Jesaja 52 vers 9 gaan hy verder, hy sê, breek uit in vreugde, julle pynhope van Jerusalem. Want die Here het sy volk getroos, hy het Jerusalem verlos, die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes aan die aarde sal die verlossing van God sien. Wat beteken verlossing, vra ek myself. Verlossing beteken om terug te koop. Verlossing beteken om te herstel. Verlossing beteken vir my en jou om te red teen 'n prys. Dis nie gratis nie. Dis nie goedkoop nie. Dit het 'n prys gekos. 1 Petrus 1 vers 18 sê verlos deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 7 sê in hom het ons verlossing deur sy bloed. Nou wil ek hê jy moet gou vir 'n oomblik met hierdie wat ek nou vir jou gee het as agtergrond, wil ek hê jy moet gou vir 'n oomblik die volgende besef. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie skets. In die ou tyd en in die Bybelse tyd was mense verkoop as slawe. En as jy bietjie gaan oplees oor dit, hoe dit werk en hoe dit is jy word letterlik daar in kettinge vasgeboei, dan moet jy daar gaan staan en hulle besluit, eers dit lyk of hierdie ou kan goed werk. Lyk of hy hierdie job kan doen. Jy sien, as ek langs Joshua staan, gaan hulle hom koop. Maar hy is nog maar en vet en sterk. Eintlik wou gesê het, want jy is maar bietjie donker van gelaat, maar in daardie tyd was almal so bietjie bruin. En ek wonder met myself, sies, jy moet nie lelik dink nie. En ek wonder met myself die volgende. Hier staan hierdie seun, jong seun, hy's 18, hy moet 'n slaaf wees, hy het niks anders om te wees nie. Hy moet dit wees. En hy staan daar met die kettinge vasgeboei, en daar kom 'n man en hy sê vir hom, luister jy, okay, ek koop jou, ek soek jou, jy's gekoop. En hy betaal vir hom die volle prys, en hoe dit gewerk het in daardie tyd, is sodra jy jou koop, moet jy gaan. Dis nie dat jy jou kettinge verloor nie, jy moet nou met jou kettinge inklim tot op hierdie ou se hoewe of waar kan hy bly waar jy gaan werk, en daar haal hy eers die kettinge af, maar hy hou dit eers vir 'n lang ruk aan jou met 'n lang tou, en met 'n ketting, sodat jy nie weghardloop terwyl jy vir hom moet begin werk nie. En hierdie jong man weet, dit is wat vir hom wag. Hierdie is waarna hy kan uitkyk, is die feit dat, luister hier, ek is nou gekoop, en dis vir die res van my lewe. En ek wil gou hê, jy moet hierdie verstaan, want ek wil hê, jy moet die kruks van hierdie storie verstaan. Hier kom die man, hy koop hierdie seun, en die seun staan daar, en hy maak sy boeie los, daar, by die veiling, kan ek maar sê. Maak hy sy kettinge los, en hy sê vir hom, wat doen jy nou? Hy sê vir hom, ek het klaar betaal vir jou, jy is vry, jy kan maar gaan. Hierso, gaan. Nee, maar ek verstaan nie, jy het al die geld vir my betaal, en sê vir hom, gaan, hierso. Dis okay, jy's vry. Dis wat verlossing is. Verlossing is wanneer die prys vir jou betaal word, sonder dat jy dit verdien. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy is gebind dalk deur sonde, gevang deur skuld, of 'n pad na vernietiging, en Jesus het ingetree, en hy het die volle prys kom betaal. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop, julle is met 'n prys gekoop, julle is eintlik gekoop met die kosbare bloed van Jesus, en sy eiendom gemaak. Eer en verheerlik God dan met julle liggame. God het jou nie gekoop om jou te besit nie, ek wil hê jy moet dit verstaan.
Hy het jou gekoop om jou vry te maak. Hy het jou nie gekoop om jou te besit om vir hom te werk nie. Hy het jou gekoop om jou vry te maak van ballingskap. Johannes 19 vers 30 sê, toe Jesus die suurwyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring. Hy het toe sy kop gebuig en die Gees gegee. Kan ek jou gou vra? Dink net in hierdie ideale wêreld, hoe goed sou dit gewees het as jy hierdie wêreldse skuld het. En eendag kry jy net 'n e-pos wat sê jou skuld is betaal. Jou skuld is betaal. Alles is betaal. Want ek wil vandag vir jou sê, die feit dat ons in sonde lewe, die feit dat ons in hierdie plek is, beteken dat ons skuld eintlik miljarde aan waarde vir die Here. Maar hy sê ek het dit klaar betaal. Op die rekord staan, volledig betaal. En die Griekse woord wat Jesus gebruik op die kruis is tetelestai, wat beteken skuld vrygelaat, skuld volledig betaal. Dit is volbring. Ek en jy bestuur nie meer ons sonde nie. Dit is heeltemal skoon gewas aan die kruis. En al wat hy van my en jou verwag is om te sê, Here, ek aanvaar hierdie teken. Ek en jy het die prys geword. Die kruis het die betaalplek geword, want verlossing is voltooi. Jesaja 53 vers 5 sê die volgende. En nou moet jy besef, hierdie is voordat hulle ooit geweet het van die kruisiging. Maar hy het terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, op hom was die straf wat vir ons vrede aangebring het. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil vanmôre hierdie Jesaja bymekaar kom bring vir jou toe kom sê, in vers 7 kom praat hy van vreugde, in vers 9 kom praat hy van verlossing, en in vers 10 kom praat hy van die verlossing wat sigbaar is. Ek en jy staan in 'n gebroke wêreld, maar ons het hoop. Ek en jy kyk na die kruis en ons sien dat God regeer. Ek en jy is nie verlos deur goeie werke, deur mooi hare en kerkbywoning en pogings en tiende betaal nie. Ons word daarvoor verlos nie. Ons word nie verlos vir kyk wat het ek vir die Here gedoen nie. Ons word nie verlos deur daai goed nie. Ek en jy word verlos deur die bloed van die lam. Want die woord het vlees geword. Vandag sê die kruis vir my en jou dat ek sal vir jou veg. Die kruis het gelyk soos 'n verlies, maar dit was 'n oorwinning. Dit gelyk soos 'n swakheid, maar dit was eintlik krag. Dit gelyk soos dood, maar dit was verlossing. In Kolossense 2 vers 14 sê hy het owerhede ontwapen en hulle getriomfeer aan die kruis. Vandag moet ek en jy besef dat die Here het die vermoë as ek en jy in hierdie kruis glo en dit wat Jesus kom doen het, want ek wil vandag vir jou sê, dis altyd en hoor my hart, asseblief, moet nou nie hier buite vir my wag met 'n pyp nie, maar hoor gou hier, hoor my hart. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Hoor dit mooi. Hierdie goeie Vrydag is nie gemaak om 'n show te wees nie. Hierdie goeie Vrydag is nie gemaak vir elke repeterende situasie om die storie van Jesus te vertel en 'n verhoogspel op die planke te sit nie. Hierdie praat van verlossing. Hierdie praat van vrymaking. Hierdie is die prys wat betaal is. Vandag het ek en jy die voorreg om van daardie liggaam te eet en te drink as simbool. En my vraag is eenvoudig, het hierdie nog vir my en jou dieselfde waarde? Het hierdie vir my en jou nog steeds dieselfde waarde? Jy is nie vergeet nie. Net soos Israel spreek God hoop voor deurbraak. Jou verlossing het 'n prys gehad. God het self vir jou geveg. En ek wil vandag vir jou sê, die hele wêreld is veronderstel om dit te hoor. Want ek en jy moet hier die voete wees van die goeie nuus. Ek en jy moet die voete wees wat gaan en die goeie nuus gaan bring. Want hoekom? Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en gaan maak disippels. Gaan dan heen en gee vir hulle wat in ballingskap is, hulle wat vasgekeer is. Gaan gee vir hulle die goeie nuus dat Jesus red. Jesus maak vry.
Daarom het hy aan die kruis gesterf. Jesus het op 'n heuwel van Golgotha, het hy sy lewe neergelê. Vir my en jou het hy gesterf. Vir my en jou het hy die kruis neergelê. Ek en jy is vry. Die prys is ten volle betaal. Ons skuld niks meer nie. Elke keer wat die vyand my en jou kom herinner aan nonsens, as ek en jy vir onsself om te sê, die prys is reeds betaal. Ek en jy is verlos, ek en jy is herstel, ek en jy is nie meer 'n slaaf nie, ek en jy het nie meer skuld nie, dit is voleindig betaal. Vandag is nie goeie nuus wat ek vir jou bring, is nie iets wat jy vandag, wat jy net hoor nie. Dis iets wat jy vandag ontvang. Want as jy met jou mond bely, sal jy gered word. Ek kom my en jou vanoggend aanraai om te kom sê, Here, ek is bereid om met my mond te bely. Ek is bereid om uit hierdie ballingskap uit te kom. Ek is bereid, Here, om te hoor dit wat die skrif sê oor die feit dat God het jou gered. En my en jou God regeer. Kan ek en jy vanmôre wanneer ons by hierdie tafel kom stil sit? Kan ons vanmôre weer die krag hiervan besef dat ek en jy is vry? Kan ons vir die Here dankie sê vir die vryheid van hierdie tafel? Hierdie is nie 'n volle evangelie kerkerigma tafel nie, hierdie is 'n Jesus tafel, so jy kan jou nagmaal kom geniet hier. Daar's nie reëls en regulasies oor nagmaal nie. Dis die liggaam van Christus. En elkeen wat sy naam bely, sal gered word. En ek wil jou vanoggend hierdie vraag vra. Kan ek en jy vanmôre net vir die Here kom dankie sê? Dankie vir die feit dat die prys betaal is. Dankie dat hy die plek gaan inneem het. Ons ken die storie van die kruis. Ons ken die lyding wat Jesus gehad het. Die oomblik toe hy uitskree, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het jy my verlaat? Daardie oomblik te voel alleen. Maar hy het alleen gevoel, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te voel nie. So kan ons vanmôre wanneer ons hierdie tafel nader, kan ek en jy vanmôre weer eens besef wat is die prys wat vir ons betaal is. Dat daardie prys nog krag dra. Dat daardie prys nog genoeg is vir wat ook al ek en jy in ons lewens beleef en ervaar. So ek wil jou uitnooi om vanoggend te kom na die tafel toe. Jouself voor hom te ontvermoedig. En toe kom sê, Here, hier is ek. Here, ek val kort van die glorie. Ek verdien nie om eers gekoop te word nie, wat nog van vrygelaat te word. So Vader, ek kom bid vir hierdie tafel. Ek kom bid dat hy sy volle potensiaal en krag in ons lewens sal kry. Ek kom bid, Here, dat U vanmôre oor elkeen van ons sal kom verklaar, jy is vry. Mag U vanmôre kom, Here, mag U die kettinge op ons voete losmaak. Mag U die kettinge om ons lywe en in ons harte, mag U dit kom oopsluit en sê, jy is vry. Ek het hierdie prys vir jou ook betaal. Gaan dan heen. Vader, mag ons vanmôre besef, Here, wat is die krag van die kruis? Mag ons daarop reageer vanmôre. Here, mag ons nie in ons ballingskap bly nie. Mag ons uitkyk, Here, vir hom wat die goeie nuus bring. Jesus. Vader, word vanoggend verheerlik in hierdie plek. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou uitnooi asseblief om vorentoe te kom.